So sê die Here, ek is die Here, en omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou. En almal wie vir God lief het, en wat hy geroep het om na hom te kom en aan hom te behoort, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons tema is vanmôre, kom vul my met die Gees. En ons gaan saam lees uit Johannes 14, vers 23 tot 26, en dan ook uit Matteus 15, vers 1 tot 11 en 17 tot 20. En vanoggend wil ek saam met u dink oor die Heilige Gees. In ons kerklike tradisie is ons baie gemaklik met God en Here of Vader as aanspreekvorm. En Jesus is natuurlik ons verlosser en saligmaker en ons glo dit en ons bely dit. En soms is die aanspreekvorm Jesus in 'n gebed of selfs in 'n gesprek al 'n bietjie moeiliker. Ons sluit maklik 'n gebed af met in Jesus naam. Maar laat iemand jou nou net iets vra oor Jesus of wat het Jesus in jou lewe gedoen, dan voel ons soms dit is te charismaties. Dit is asof mens dit nie hardop wil sê nie. Jy wil nie sê Jesus is my redder nie. Dis makliker om te sê God is goed vir my of as die Here wil. En natuurlik glo ons in die drie-eenheid van God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar soms kruip ons weg agter die feit. As ek mos sê of bid Here, dan bedoel ek mos eintlik al drie, nie waar nie. Die Heilige Gees in ons kerklike tradisie is dalk die meeste afgeskeep. Alhoewel ons glo in die drie-eenheid en dit bely, is ons baie skaam vir die werking van die Gees in ons lewens. Ons praat nie maklik met die Heilige Gees nie. Ons getuig nie maklik oor die werk van die Heilige Gees nie en ons is maar baie skepties oor die leiding van die Heilige Gees. En tog dink ek dis tyd dat ons waarlik die wese van die drie-eenheid moet erken, dit glo en dit gaan leef. Ons het nie 'n eensydige God nie, maar 'n almagtige wat hom op drie wyse aan ons bekendstel. Elkeen gelyk. Ons mag maar bid vir die Heilige Gees. Ons mag maar oor Jesus gesels. Ons mag hom nader aan elkeen van ons bring. Soms voel ons Godsbeeld van God so ver. Hy's daar iewers. Jesus is dalk so bietjie nader, want hy was immers hier op aarde, maar die Heilige Gees maak my ongemaklik. Want hy's hier, hy's by my, hy volg my, hy's in my, hy's oral. En vandag wil ek 'n gewaagde stelling maak. Die Heilige Gees is die middel om nader aan God te kom. As ons miskien meer gehoor gee aan die Gees, sal ons beter hoor wat God se plan in ons lewens is, nie waar nie? Maar soms, gerieflikheidshalwe, hou ons God daar ver, en ons wil nie hê die Heilige Gees moet te veel inmeng in my lewe nie. Lees nou saam met my Johannes 14, vers 23 tot 26. As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem nie my woorde ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. As ek hierdie teks reg verstaan, is die Heilige Gees juist daar, om ons te leer en te herinner aan die woorde van Jesus. Om vir ons die voorspraak te wees by God self. En hy is hier by ons. Soos Jesus meer as 2000 jaar gelede fisies hier op aarde was, so is die Heilige Gees van God steeds by ons. Die Heilige Gees is ons voorspraak, ons trooster, ons bemoediger. Die Heilige Gees se primêre rol in ons lewens is om ons nader aan God te bring. En hy doen dit deur vir ons te leer wat Jesus gesê het. Jy kan nie die Bybel probeer lees en verstaan sonder die Heilige Gees nie. Dan word dit net 'n geskiedenisboek wat nie meer sin maak vir vandag se lewe nie. Jy kan nie sê jy leef in God se teenwoordigheid as jy die Heilige Gees nie in jou lewe wil erken nie. Die Heilige Gees maak die woord lewendig in ons harte. En ek wil vandag kyk na die woorde van Jesus en die Heilige Gees vertrou dat hy ons leer van geloof uit hierdie woorde van Jesus Christus. Lees dan ook vanmôre saam met my Matteus 15 vers 1 tot 11. In die tyd het daar Fariseërs en skrifgeleerdes van Jerusalem af by Jesus gekom en hom gevra: "Hoekom verontagsaam u disippels die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte?
As hulle gaan eet, was hulle nie hulle hande nie. Waarom verontagsaam julle self die gebod van God ter wille van julle oorgelewerde gebruike, het Jesus geantwoord. God het toch gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle bepaal, as iemand vir sy pa of sy ma sê, die hulp wat u van my sou kon kry, maak ek 'n offergawe vir God, dan hoef hy nie meer sy plig teenoor sy pa na te kom nie. So ontneem julle die woord van God, sy gesag ter wille van julle oorgelewerde gebruike. Huigelaars, die profeet Jesaja het dit mooi opgesom toe hy gesê het, hierdie volk eer my net met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat julle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Toe het Jesus die menigte nader geroep en vir hulle gesê, julle moet nou luister en mooi verstaan. Dit is nie wat by die mond ingaan, wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein. Jesus wil die gelowiges van sy tyd leer, dat die uiterlike godsdienstige nie die regte optrede is nie. En dis nie genoeg nie. Daar moet 'n innerlike geestelike verandering en transformasie plaasvind. En dit is die rol van die Heilige Gees in ons lewens. Dit is hy wat ons meer soos Jesus maak. Dit is hy wat ons van Jesus leer. En nou kan jy terugdink aan die tyd toe Matteus geleef het, wat hulle as disippels gesien en beleef het van die eerste Christene. Elkeen met sy eie tradisies en sy eie gebruike. Die Jode, die Grieke, die Romeine. Stel jouself net vir 'n oomblik voor. En dalk kan ons dit vergelyk met iemand wat emigreer. Jy kom aan in 'n nuwe land met hulle eie tradisies en gebruike, maar jy wil nog steeds die dinge op die Suid-Afrikaanse manier doen en net jou taal praat. So met al hulle gebruike en kulture en tradisies, wil Jesus sê, hulle moet begin nuut dink. Hy wil vir hulle ook geestelike verdieping hê. Hy wil hê hulle moet raak sien dat al hierdie tradisies en gebruike is nie nodig wanneer jy waarlik na die Gees van God begin luister en leer wat Jesus vir daardie mense wat leer nie. Maar vandag, en deur al die eeue heen, wou mense die lewe saam met God verminder tot 'n lysie reëls wat gehoorsaam moet word. Al die moets en al die moenies. En gewoonlik is dit godsdienstige reëls wat op mense neergelê word. Dis nie dinge soos moenie steel nie en moenie moord pleeg en moenie lieg nie. Dis eerder dinge soos moenie iemand op die Sabbatdag gaan help nie. Moenie met ongelowiges assosieer nie. Moenie eet sonder om jou hande te was nie. Vir die Fariseërs was dit 'n baie sterk oortuiging dat jy gesondig het as jy nie jou hande gewas het voor ete nie. Dit het niks te maak gehad met higiëne nie. Dit was ook nie 'n ritueel van die Ou Testament nie. Dit was 'n oorlewering van die voorvaders. Joodse leiers wat hulle opinie uitgespreek het oor hoe die wet van God vir die daaglikse lewe vertolk moes word. Vir 'n Fariseër was hierdie tradisies hoër in gesag as die Bybel self, omdat hulle geglo het dat hierdie tradisies is betroubare interpretasies van die skrifte. En so is daar kerke wat vandag meer gesag gee aan hulle dogma, gebruike en tradisies as aan die woord self. Wat het Jesus hulle probeer leer met hierdie gedeelte? Wat wil die Heilige Gees vandag vir ons leer? En dan is die antwoord eenvoudig. Daar is geen skuiwergat of loophole vir gehoorsaamheid nie. Hoekom sê ek so? Toe die Fariseërs vir Jesus gevra het, hoekom was sy disippels nie hulle hande nie? Sê hy in Matteus 15 vers 3 tot 6. En hoekom doen julle nie wat God van julle vra nie? Julle leef ver van hom af met julle godsdienstige tradisies en al. Kom ek gee julle 'n voorbeeld, het hy bygevoeg. Julle weet mos dat God in die Bybel sê, jy moet jou pa en jou ma respekteer. Hy sê ook, iemand wat lelike dinge oor sy pa of sy ma sê, moet doodgemaak word. Maar julle wikkel julle maklik uit hierdie voorskrif uit deur te sê, ek het al my geld aan die tempel bemaak. Net ek mag nou daarvan gebruik, niemand anders nie. En daarom kan ek nie langer vir my pa en my ma sorg nie. Weet julle, as julle so gou van julle verpligting teenoor julle ouers losmaak, dan het julle geen respek vir hulle nie. Dan stel julle godsdienstige tradisies bo God se voorskrifte. En daardeur beroof julle God se woord van sy krag. Julle is 'n regte klomp skynheiliges. So lees die boodskap vertaling. Jesus het verwys na 'n skuiwergat wat die Fariseërs gekry het in hulle tradisies en het so hulle verantwoordelikheid teenoor hulle ouers geïgnoreer. Die Fariseërs het 'n tradisie gehad wat korban genoem was.
Nou korban beteken vir God geoffer. En hierdie tradisie was vir die fariseërs selfs belangriker as die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. Die korban het so gewerk. Jy kon enige van jou geld of jou besittings korban. Dit beteken vir God offer. Jy kon dan hierdie goed gebruik net soos wat jy wil in jou leeftyd, maar wanneer jy sterf, het dit na die tempel toe gegaan. En omdat jy hierdie goed vir die tempel geoffer het, en dit aan God behoort het, mag jy dit met niemand anders gedeel het nie. Jy kon dit egter gebruik soos jy wil. Kom ons gebruik 'n praktiese voorbeeld. As jy 10 pare skoene gehad het, en jy het dit gekorban, en dit beteken, dit moes na die tempel toe gaan wanneer jy sterf. Intussen, as jou ouers of iemand wat jy dalk raak geloop het, nie skoene het nie, mag jy nie vir hulle enige van jou 10 pare skoene gegee het nie, omdat dit aan die tempel behoort het. So hierdie tradisie was hoër as die 5de gebod, of enige ander beginsel van vrygewigheid. Alhoewel ons vandag nie die term korban gebruik nie, vind ons ook baie keer skuiwergate om nie gehoorsaam te wees aan die Here se woord nie. Ons noem hulle sommer 'n gewone, eenvoudige taal, ongeldige verskonings. Ja, ek het op jou geskree, maar as jy my in ag geneem het, dan sou ek nie. Ja, ek het 'n affair gehad, maar as jy na my behoeftes omgesien het, dan sou dit nie gebeur het nie. Ja, en ek weet ek moet my 10de gee, maar as jy soveel skuld soos ek het. Ek wil graag verander gee, maar ek het al klaar soveel vir die ontvanger en vir my kinders gegee. Ek is klaar bankrot, ek het niks oor nie. Ja, ek jok partykeer vir my ouers waarheen ek gaan, maar as hulle my meer vertrou het, dan hoef ek nie te gejok het nie. Daar is geen skuiwergat wat jou vryspreek van gehoorsaamheid aan God nie. Jy kan dit nie toedraai in godsdienstige woordjies nie. Jy kan iemand anders blameer, jy kan jouself vrystel deur een of ander verdraaide logika. Dit verander nooit die feit dat God van ons vra om gehoorsaam aan hom te wees nie. As jy nie 'n moderne fariseer wil wees nie, besef dat daar geen skuiwergate vir gehoorsaamheid is nie. En daarom kan ons ook nie sê, maar ek glo mos in God, en ek bid elke dag tot God die Vader, en daardeur erken ek mos die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees moet inderwaarheid in jou lewe, sodat jy nader aan God kan kom. Dan het jy nie nodig om verskonings uit te dink nie. Daar is geen plaasvervanger vir die liefde van God nie. En hoor bietjie wat sê Matteus 15 vers 7 tot 9. Hygelaars, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom toe hy gesê het, hierdie volk eer my net met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Dit is nie genoeg vir God, dat ons deur al hierdie mosies gaan, die regte woorde sê, maar dat ons harte ver van hom af is nie. Hy wil nie jou godsdienstige praatjies sê nie. Hy soek jou hart. Hy soek jou toewyding. Was jy dalk al ooit in 'n verhouding met iemand waar daardie persoon al die regte dinge sê en al die regte dinge doen, maar hulle hart is net nie in hierdie verhouding nie. Daar is daardie onsigbare iets wat kort. Hoe voel dit vir jou? Wel, God hou ook nie daarvan nie. Meer as enigiets anders wat ons doen, soek hy ons harte. Hy soek nie 'n ritueel of 'n seremonie of 'n gewoonte nie. Hy soek vir jou en hy wil jy moet deur sy gees gaan leef en dit ook gaan beleef elke dag. Jy kan maak of alles hier binne in jou oukei is, maar God sien deur jou verdeelde hart. Jy kan al die dingetjies doen wat gelowiges doen, maar as jou hart nie daarin is nie, dan beteken dit niks. Daar is eenvoudig geen plaasvervanger vir jou volhartige toewyding aan God nie. En daarom wil ek jou vra, wat is die ware toestand van jou hart? Is jy nog opgewonde, vuurwarm en aan die brand vir God? Of het jy dalk bietjie lou geraak? Kom ons dink bietjie aan 'n troue, 'n bruilof. Dit is vol simboliek en tradisie. Dit is 'n wonderlike gebeurtenis. En hierdie dinge op sigself is nie verkeerd nie. Die kersse, die ringe, die huweliksbeloftes, alles is sulke mooi tradisies. Maar ons weet, as 'n paartjie nie hulle harte vir mekaar gegee het nie, gaan die ringe en die kersse en al die tradisies niks doen nie. Dit gaan hulle nie by mekaar hou nie. As jy nie 'n moderne fariseer wil word nie, maak seker jou hart is by God. Maak seker jy wil hom daagliks dien en in sy teenwoordigheid wees, sodat die Heilige Gees jou kan verander. En beweeg verby die uiterlike. Om nader aan God te beweeg,
beweeg deur die Heilige Gees, en moet ons verby dit wat buite is, gaan kyk. Ons moet bereid wees om te transformeer. En wanneer ons innerlik deur die Gees van God gevul word, sal ons dit kan uitstraal na buite. Matteus 15 vers 10 en 11 sê, daarna het Jesus die skare nader geroep en vir hulle gesê, luister nou goed na wat ek sê. Niks wat julle eet maak julle onrein in God se oë nie. Nee, wat oor julle lippe kom, maak julle onrein. As julle hart vol boosheid is, sal julle woorde dit wys. En dan ook Matteus 15 vers 17 tot 20. Verstaan julle nie dat alle kos wat 'n mens eet in jou maag beland en later uit jou liggaam uitgeskei word nie? Maar wat jy sê, kom uit jou hart. Daar ontstaan slegte gedagtes, soos om moord te pleeg, om ontrou aan jou huweliksmaat te wees, om onsedelike dade te pleeg, om te steel en te lieg en lelike dinge teen God te sê. Wanneer jy hierdie dinge uitdink, maak dit jou onrein. Dan is God nie met jou lewe tevrede nie. Weet julle? Dit gaan glad nie vir God daaroor of jy jou hande voor ete gewas het of nie. Sulke dinge kan mens nie onrein maak nie. Wat probeer Jesus vir hulle sê? Hy probeer sê dat die uiterlike nie saak maak nie. En ek is partykeer verbaas hoeveel mense se voorkoms en kleur en agtergrond saak maak vir ons. Ons sal doelbewus onsself nie assosieer met mense nie, omdat hulle anders is as ons. Vir Jesus was daar nooit 'n hulle en 'n ons nie. Daardie woordeskat het nie by hom bestaan nie. Inteendeel, Jesus was dikwels gesien met die uitgeworpenes, die sosiaal onaanvaarbares, die melaatses, die ander kulture en gelowe van sy tyd. Wat as hier vandag iemand inkom wat anders aangetrek is as ons, of anders lyk as ons, dalk gestremd is, of dalk anders praat as ons? Wat doen ons gewoonlik? Ons oordeel volgens die uiterlike, en ons maak dan 'n afleiding of dit vir my goed is of nie. Hoeveel kere stereotypeer ons nie mense elke dag nie? Hy is arm, sy sal dit nooit kan doen nie, hulle is skelms, hulle is misdadigers, sy is dom, hy is vet en sy is so maar soos 'n vierhoutjie, hy is te kort. En wat doen ons? Ons oordeel die heeltyd. Ek is beter as hulle, ek kan nie saam met hom of haar gesien word nie. Jesus sê, dit is nie die uiterlike wat saak maak nie, dit verander. Vandag is hy 'n pragtige rosie, oor 30 jaar is hy 'n vetplant. Vandag is hy 'n ridder, oor 10 jaar is hy 'n couch potato met 'n remote. Die verpakking is sekondêr, sê Jesus vir ons. Dis die inhoud wat saak maak. Om werklik aan God oorgegee te wees beteken dat jy jou hart moet verander. Jesus sê in effek vir hulle, dink julle die was van jou hande kan kompenseer vir leuns en immoraliteit? Hoe lyk jy aan die binnekant? Wat gebeur in jou binneste? Hoe laat jy die Heilige Gees toe om met jou hart te werk? Of is dit buite perke vir hom? Hoe laat jy God toe om jou siening oor sekere dinge te verander? Hy sal dit nie reg kry as God iemand is wat daar ver is nie. Al hanteer jy hom met hoeveel respek. As hy iewers in die buiteruim is nie, dan beteken dit niks. Hy is hier. Deur sy Gees is hy hier. En hoe oop is jy dat God buite die boks met jou kan werk? As daar iets is wat Jesus kwaad gemaak het, was dit oppervlakkige geestelikheid. Ek wil vir jou sê, ons lewe in 'n baie oppervlakkige wêreld en dit maak ons ook vals. Ek wil jou vanoggend vra, maak jou hart oop vir die Heilige Gees. Laat toe dat sy transformerende krag in jou werk. Moenie gaan skuiwergate soek om nie aan God gehoorsaam te wees nie. As God iets vir jou sê, doen dit. Moenie wag vir beter dae nie, want hulle sal nie kom nie. Wat is die toestand van jou hart? Is hy lou? Is hy verdeeld? Het jy baie afleidings wat jou weg van God aftrek? Dan wil ek sê, doen iets daaraan. 2 Korintiërs 13 vers 5, stel julle self op die proef en ondersoek julle self of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie dat Christus Jesus in julle is nie? Vra vir God om vir jou sy bril op te sit wanneer jy na mense kyk. Haal af daardie veroordelende bril wat mense in kategorieë sit en vra vir oë soos God sin wat kan sien. Laat die Heilige Gees van ons lewende God in elkeen van ons begin werk. Kry 'n dors en 'n honger na meer van God en minder van jou eie belang. Bid dat God jou met sy Heilige Gees sal vul, meer van sy Heilige Gees en Heilige krag
en minder van jou eie beheer. Meer van sy onverskroklike geloof en minder van jou eie vertwyfeling en vrees. Mag die Heilige Gees jou waarlik nader aan God bring en mag jy in sy teenwoordigheid elke dag langs jou, om jou, in jou en binne jou beleef. Mag die Here jou seën. Amen. Kom ons bid saam. Vader, Seun en Heilige Gees, Vader, vandag nooi ons die Gees in ons leë harte in. Kom vul ons met die Gees, sodat ons nader aan U kan wees, sodat ons U kan sien en beleef in ons eie lewens, dat ons van die magtige werking kan getuig. Gees van God wat in ons woon, kom reinig ons, kom genees ons mense, ons land en ons wêreld. Kom spoel oor ons, dat ons ten volle mag herstel en U naam kan lof besing. Vandag bid ek, nee, pleit ek, vir elke gesin wat deur COVID-19 geraak word. Ek bid vir volledige genesing vir hulle wat baie siek is. Ek bid vir ons mense vir wysheid en dat ons met meer verantwoordelikheid teenoor mekaar sal optree, dat ons mekaar sal help. Ek bid vir elke ander siek persoon wat hulle stryd stry. Bring vir ons genesing, Here. Neem ons pyn weg. Heilige Gees, kom spoel oor ons, sodat ons kan leef soos die Vader van ons vra. In U heilige naam vra ons dit. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Heilige Gees is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Heilige Gees is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Heilige Gees is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Heilige Gees is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Heilige Gees is rondom jou om jou te beskerm. Die Heilige Gees is bokant jou om jou te seën. Die Heilige Gees is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie meer, maar U stuur vir ons 'n leidsman trouw. Hy lei ons na U. Kom, o Skepper, lewend makend Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die ziel. U ook my trooster, kom o Skepper hier. O Heer, ons staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie meer, maar U stuur vir ons 'n leidsman trouw. Wees U ook my trooster, kom o Skepper hier.